Stort jou hart uit voor God en beskerm jou hart. Deel 3. Hierdie is 'n lys van van 'n dankbaarheidsreflektering van al die mense wat 'n baie positiewe impak in my lewe gemaak het verlede week. Die nuwe mense wat 4x4 diep spore in jou hart maak. Ek het iemand ontmoet nou onlangs by 'n kursus wat vir my so 'n diep boodskapie gestuur het. 'n Mens kan nie die kwaliteit van 'n verhouding bepaal deur die lengte van die verhouding nie, maar eerder deur die hoeveelheid impak wat dit maak in jou lewe. Soos hierdie quote. You can be in a relation for 2 years and feel nothing. You can be in a relationship for 2 months and feel everything. Time is not a measure of quality, of information, or of love. Ek is dankbaar vir hierdie persoon wat vir my so 'n diep boodskapie gestuur het. Ek sien emosies so. Emosies sien ek as 'n natuurlike GPS wat God vir ons ingebou het om vir ons die rigtingaanwysers te wees. Ons interne kompasse. Soveel kere investeer ons soveel ligtheid aan die negatiewe emosies in ons lewens, aan die 20% gagas, dat ons mis die 80% awesomeness, die Elysian oomblik. So met hierdie weeklikse opsomming wat ek nou wil maak is om te reflekteer daarin, om my interne natuurlike GPS te volg na die goeie land in die lewe. Leeblikke maak die meeste geraas en dis gereeld op die leeblikke waarop ons die meeste energie mors. God het ons aangestel as rentmeesters van ons hulpbronne en dis hoe ek nou aktief rentmeester word van my tyd, my emosionele ligtheid en my emosies. In Daniël skryf die hand op die muur dat die koning is te lig gevind. Dalk is hierdie murmurerings ook 'n manier van my om te identifiseer wie is in my lewe wat te lig gevind is, waar die skrif is al reeds op die muur, maar ek het net nooit tyd gemaak om op te kyk nie. Hulle sê jy word soos die 5 mense saam met wie jy die meeste tyd spandeer. So daar is verseker mense soos wie ek graag wil raak, maar ander wat ek dink, nee dankie. Nog 'n emosie wat ek wil bespreek is my kapot maatjies. Kapot beteken heerlikheid, the glory of God. Of ek het hulle gerebrand, net soos Absa nou onlangs hulle rebranding ondergaan het. En rebranding is ook 'n baie belangrike punt in lewensles wat ek hier wil bespreek. Maar ek het hulle gerelabel as my submarine maatjies, die mense wat diep is. Die een aspek daarvan is mense wat vir my gelykenisse vertel, wat vir my stories vertel wat ek kan hervorm en omdraai en nog meer bemoediging. Ek het 'n rukkie terug begin bid dat al my boodskappe wat ek uitstuur, en ek stuur baie oorvloedige boodskappe uit ter bemoediging vir vrouens, dat al die boodskappe so diep en so insiggewing is, soos die verandering wat Rabel gemaak het in my lewe. Dan kry ek mense wat soos 'n one-stop langs die pad vir my is. Jy weet, soos 'n engine one-stop, wat 'n toilet het, wat brandstof het, wat lekker warm cappuccino het. Mense wat so my emosionele liefdestank vol maak. Ek is dankbaar vir hulle. Ek is dankbaar vir die persoon wat my geleer het van emosionele ligtheid, wat ons het en hoe om dit te investeer. Ek is dankbaar vir die persoon wat my uitgewys het deur die bemoedigingsboodskappe moet ek paraat en wakker wees om die manipuleerders of die leeblikke maak die meeste geraas tipe persoonlikhede te identifiseer in my lewe. En die verselfde persoon wat my geleer het dat soms plaas God 'n seekoei op jou hart om jou te dryf om iets te doen, om 'n verandering teweeg te bring. Ek is dankbaar vir sulke submarine maatjies wat my lewe so kleurvol maak, maar ook vol stamina, wat my ekoop om ander te bemoedig, met hulle unieke stories van lewenslesse. So op die onderwerp van submarine maatjies, nog 'n teken of 'n manifestasie daarvan is mense wat jou terugvat na jou oorspronklike sake van jou hart. Iemand wat weke nadat jy iets genoem het vir jou vra, maar hoe gaan dit met daardie issue in jou lewe? Ek is dankbaar vir sulke mense. Mag mense ook met sulke intensiteit na jou verhale luister. Ek sien sulke diep hartsake soos daardie friendship hangertjies, dat die een gedeelte van die vriendskapshangertjie gee weg, in die hoop dat die ander persoon dit gaan vertroetel en sal versorg. Indien jy besef dat hulle dit sommer iewers in 'n laai ver weg geplaas, omdat hulle net bloot nie besef hoeveel waarde jy daaraan gevoeg het nie, dan gaan jy nie weer vir hulle vriendskapsbandjie gee nie. Maar sommige mense herinner jou herhaaldelik aan die waarde wat jy ook vir hulle toegevoeg het daarin. Jy ken daardie arend van die
Jy ken waar die video van die arend wat nie die slang veg op die grond nie, maar eerder die slang opvat in die lug. En daar gaan oorlog voer met die slang. En die video se dieper betekenis is dat ons moet leer om ons battles geestelik te voer en nie vleeslik nie. Maar daar is sekere mense in jou lewe wat vir jou leer hoe om te veg soos 'n arend. Wat vir jou die tools gee om die oorlog te veg in die lug vanaf 'n geestelike perspektief. Dankie mede-suster, my emosie mede-reisiger. Jy weet hierdie hele video reeks ontlont het, dat jy vir my die tools gee om die slang te veg in die lug. Nog 'n mede-arbeider, iemand wat bereid is om hulle hande vuil te maak vir my saak, of eintlik meer God se saak. Ons is besig om 'n tweede tak oop te maak van Betseber in Centurion. Ek het vir verskeie mense boodskapies gestuur om die geleentheid te gun om deel te wees van die pionierspan. Sommiges het weggeskram, ander het so 'n bietjie deel gemaak, maar daar was een go-getter vriendin wat met soveel gusto ingespring het en sommer 'n string boodskappe gestuur het om te help, om nuwe connections te maak. Ek waardeer sulke mense sommer baie. Jesus verduidelik ook die gelykenis van die saad, dat 1 uit 4 sal 'n oes oplewer, en dis daadwerklik wat ek nou hier gesien het. Die 1 uit 4 wat 'n 100voudige oes opgelewer het. Ek is baie dankbaar vir sulke mense wat so ywerige mede-arbeider is. Paulus het gereeld eer gegee aan die mense in sy lewe, vir hulle spesiale VIP-titels gegee. Dis waar ek die woord mede-arbeider gevind het. Hy het selfs vir hulle spesiale titels gegee, soos Phoebe. Sy was 'n beskermster, wat volgens die Griekse woord iemand was wat 'n champion maker was vir die vegters in die Romeinse gladiators game. Dawid het 'n hele hall of fame van al die mense wat vir hom kosbaar was. Is daar iets diep en misterieus wat gebeur wanneer ons eer gee vir die mense wat dit moet ontvang? Is daar iets wat gebeur wanneer ons dankie sê? Die een melaatse man wat omgedraai het om dankie te sê, het 'n spesiale blessing gekry. Lukas 17 vers 9, en hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Die ander het skoon geword van melaatsheid, maar die dankbare een was sommer ook gered. Die Griekse woord hierso is zouzou, en dit beteken om iets te preserveer. Soos God het die hemelse MSG op die ex-melaatse gegooi. Is dit wat gebeur wanneer ons dankbaar is vir 'n seëning? Dat dit kry hemelse MSG? Jesus sê vir hom volgens die Message Bible, your faith has healed and saved you. Ek wil ook die volgende noem. Indien ons nie tyd maak om dankie te sê vir die verhoudings wat goed en positief is nie, kan ons dalk vir almal rondom ons begin probeer te please, dat ons onsself begin verloor in die proses. Ons compromise te veel en gee te veel weg van onsself. Net soos hierdie toneel vanuit SATC. 2 mosquitoes and 1 too many vodka Kool-Aids later, I finally found an outlet for my computer, but not my frustration. Relationships, no matter how good, are inevitably a series of compromises. But how much of ourselves should we be willing to sacrifice for the other person before we stop being ourselves? In a relationship, when does the art of compromise become compromising? Ons vind dit wat ons soek, om so 'n lysie te maak van die verhoudings waarvoor ons wel dankbaar is om nog voortdurend ons soeke te vermeerder. Ek is die bevoorregte en gelukkige toeskouer van 'n proses wat met grace en met soveel deernis en met Victory Danse besig is om gesond te word. Sy het nou onlangs skielik en onverwags 'n weduwee geword en die proses na genesing is 'n voorreg om te aanskou. Soveel kere laat 'n trauma mense val. Ek was al die toeskouer van mense wat weer dinge gedoen het. Desperate pogings om weer gelukkig te wees. Maar met hierdie ronde is dit 'n voorreg om dit te aanskou, alhoewel dit nog steeds baie hartseer is. Dis weer eens daardie voorbeeld van die interne GPS. Sy volg net so akkuraat God se stem vir elke klein stappie wat sy vat. Sy is besig om te verander in 'n pragtige skoenlappertjie, in haar kokonnetjie, en die proses loop seepglad. Om weer eens terug te kom by die gelykenis van die saaier, daar is sekere saadjies wat op goeie grond val en wat 'n 100voudige oes lewer. Ek is besig om dit ook te aanskou.
Die 100voudige opbrengs van een spanlid wat die droom die visie vat en daarmee bemoeienis maak. Net soos Martin Luther King het ek ook 'n speech gegee van ek het 'n droom. 'n Droom om 'n bedsewer in elke dorp en stad te vestig. En hierdie een spanlid hardloop met die idee. Watter wonderlike voorreg is om dit nie te aanskou nie. Die volgende video gaan binnekort volg.